Retief Burger is ook great. Come on, as hy musiek is. As jy nie hou van Retief Burger nie, as jy nie 'n koudbloedige Afrikaner Christen nie. So kom ons begin by Elevation Worship. So Elevation Worship, Steven Furtick se band. Steven Furtick sê sulke goeie soos I am God Almighty. Hulle is 'n vals kerk. Ons is terug met nog 'n lekker tierlys video. Ek weet julle love hierdie video's want baie van julle kyk dit en ek love dit om dit te maak. So ons gaan aanhou om hierdie goeters te maak terwyl julle dit so volhartig ondersteun. Maar kom ek sê dit vir julle. Baie van julle wat soos 'n issue het wat mense sê is ek kan nie glo jy doen hierdie nie. Hoe kan jy hierdie goeters langs skik in verskillende volgorde? Jy weet jy doen presies dieselfde ding. Kom ek illustreer dit gou vir jou. Wanneer jy besluit ek gaan na hierdie kerkdenominasie toe in jou kop en ek gaan nie na hierdie kerkdenominasie toe nie. Ek gaan nou op YouTube gaan en ek gaan na hierdie pastoor luister eerder as hierdie pastoor. Jy besef jy maak ook 'n teerlys in jou kop. Ek is net natuurlik die weirdo wat al hierdie goeders op die internet sit en laat klop mense daarna kyk. Maar ek wil hê jy moet verstaan is die rede hoekom ek hierdie doen is ek probeer vir jou 'n teologiese en 'n praktiese gereedskap gee sodat jy kan agterkom in ons teologiese omgewing, in ons Christen omgewing in Suid-Afrika vir die Afrikaner. Hoe kan ek beter besluite maak oor wat se kerk toe ek nou gaan, wat se pastore ek nou luister, wat se musiek ek luister spesifiek op vandag gefokus en ek voel dit kan die kerk stig, dit kan die kerk sterker maak. En weens hierdie is my opinie wat ek baseer op die woord van God. Baie van dit soos julle geregtelik uitgewys het is dalk net my ervaring. Baie van julle het gesê so sekere goeders wat ek met my ondervinding was in 'n kerk, was nie julle ondervinding nie en dis 100% fine. Meer van hierdie is gefokus op die doktrine, die teologie en al hierdie goeders agter dit. Maar vandag gaan ons spesifiek fokus op Suid-Afrikaanse of op Christen musiek, Christen bands. Wat se bands dink ek is goed vir die kerk, wat se bands dink ek is sleg, wat se bands dink ek is boos, wat jy nie moet enigstens iets mee te doen het nie. En hoop hierdie kan vir jou 'n riglyn wees. Stuur dit aan, gee dit vir mense. En hierdie is baie belangrik. Wat ons moet verstaan is die Satan was die engel van musiek, reg? So Lucifer was in die hemel wat musiek gemaak het voordat hy geval het na die aarde toe, voordat hy gesê het hy wil soos God wees. En dit moet vir ons 'n baie groot waarskuwing teken wees in die sin van, met ander woorde, hy is die baas van musiek, met ander woorde dis sy speelveld. Nou, ek het altyd in my Christen loop gedink, okay, Satan is die baas van musiek, so met ander woorde, hy beheer die sekulêre wêreld se musiekindustrie. In die sin van, jy weet, hy het soos Katy Perry en Lady Gaga en al hierdie bekende wêreldse sekulêre sangers is waar sy speelplek is. Dis nie tot onlangs dat ek gevind het dit is in die Christen musiekindustrie ook. Wat jy moet verstaan is die moderne, kontemporêre Christen musiekindustrie is opgevreet met okkultiese ideologie, met soos prosperity, hulle doen baie van dit net vir geld. Jy moet verstaan dat die moderne Christen musiekindustrie is eintlik net soos die klein liga om jou te kry in die groot liga. Dis so sê nou maar jy speel karikap. Dan gaan jy, as jy wil begin met rugby dit maak, dan speel eers karikap. Dieselfde met die musiekindustrie, wat jy eers gaan doen is, jy gaan doen eers Christen gospel. Want is 'n kleiner groep en al die ou tannies hou van enige nuwe persoon wat daar inkom en dit is net baie maklik om 'n naam vir jouself te maak. Baie makliker in die Christen musiekindustrie voor die sekulêr gaan. Nou wat jy moet verstaan is, baie van jou groot kontemporêre musikante vandag het begin met gospel musiek net om op te bou na hulle groter sekulêre karier waar hulle meeste van hulle geld maak. So Katy Perry wat ek nou genoem het is een van hulle. Sy het begin as 'n gospelsanger, glo dit of nie. Destiny's Child het dit begin soos Beyoncé wat uit hulle gekom het gekom van dit. Miley Cyrus, klomp van hierdie mense wat nou totaal en al, jy weet, hulle rug op die Here gedraai het, hulle lewe in die wêreld, het begin met Christen musiek. Jy kan sien Lauren Daigle gaan dieselfde pad volg. Sy loop in daai selfde voetspore. Sy het begin as hierdie oulike goeie Christen vrou, maar sy raak al hoe meer liberaal, al hoe meer van die pad af en sy gaan eventueel totaal en al haar rug op God draai. Amy Grant is ook iemand wat in daai kategorie val. So hierdie is 'n verskriklike belangrike ding om te navigate, te kyk waar is jy, 'n goeie teologie agter te hê en te verstaan hoe gevaarlik hierdie is. Maar kom ons begin net gou eerste hierso met die woord van God. Ons het al 'n video hieroor gemaak en van die mense het gesê ek weet niks van musiek en jy weet ek lewer kommentaar op iets waarvan ek niks weet nie. En kom ek sê vir julle is reg. Ek weet nie baie van musiek, maar weet jy waarvan weet ek baie? Die Satan. So kyk wat sê die Bybel vir ons van die Satan. En hierdie is
2 Korintiërs 11 vers 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Net voor het sê het, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. So dis die probleem. Jy moet verstaan, jy kry iets soos black magic, wat bose, okkultiese, jy weet, van die Satan af tipe towerkuns is, en dan kry jy iets soos white magic, wat soos die goeie kant van towerkuns is. Nog steeds boos, is nog steeds van die Satan, maar dit verkoop homself as goed. En meeste van die ouens wat ek vir julle gaan wys op hierdie lys, is maar net wit towenaars kunste. Maar wat ons ook moet verstaan is, die woord van God sê vir ons, in Psalms 115, vers 1, Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for the mercy and for the truth's sake. Ons moet altyd eer gee aan die Here. Ons musiek is daar om eer te gee aan hom, nie aan onsself nie. Johannes 4 vers 24, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. So wat ons moet verstaan is, meeste kontemporêre Christen musiek is gebou om jou vlees tevrede te stel. Dit is gebou sodat jy kan dit lekker luister, dat jy is soos, hierdie is mooi, kumbaya, en dit voed jou vlees. Dit voed nie jou gees nie. Ware Christen lirieke, ware Christen musiek gaan jou gees voed. En ek wil julle aanmoedig, luister met jou gees. Word geïnspireer deur die gees, nie deur jou vlees nie. Ek hou van sekere, jy weet, selfs rock, metal musiek. My vlees hou van dit. Maar ek verstaan dat ek kan nie net 'n Christen label op dit sit en nou dit Christelik noem en dan sê prys die Here, hierdie is 'n goeie ding nie. Nou, kom ek lees net gou vir julle 'n paar. Hierdie is 'n boek van Spencer Smith wat ek vir julle sal aanmoedig om te kry as jy wil meer weet oor hierdie topic. Dis Calling Evil Good, the Lie of Christian Rock and Roll. En hier aan die begin gee hy net 'n paar quotes van prominente Christen teoloë. So hier het hy vir Charles Haddon Spurgeon gesê, I believe that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church. Dit is baie waar vir ons wêreld vandag. A.W. Tozer het gesê, a church fed on excitement is no New Testament church at all. The desire for surface stimulation is a sure mark of the fallen nature, the very thing Christ died to deliver us from. Hy het ook gesê, we cannot afford to let down our Christian standards just to hold the interest of people who want to go to hell and still belong to the church. Hierso is Hank Hill, King of the Hill, hy het gesê, can't you see you're not making Christianity better, you're just making rock and roll worse. So ek dink dit is alles baie waar. En hoekom ek dit sê is, wat ons moet verstaan is 'n groot opkoms van moderne Christen musiek was oor hierdie ou, Larry Norman. So Larry Norman word gesien as die vader van Christen rock and roll. En as jy 'n bietjie hierdie ou se lewe gaan bestudeer, dan sê jy sien hierdie ou was in baie booshede in. So jy kan net hierso gaan lees op Wikipedia soos hierdie relationship with the church and Christian music industry. Throughout his career, Norman had a contentious relationship with the wider Christian church and with the Christian music industry, who wrote in September 2007, I love God and I follow Jesus, but I just don't have much affinity for the organized folderol of the churches in the Western world. Norman's music addressed a wide range of social issues such as politics, free love, the occult, the passive commercialism of wartime journalists, en ek bedoel, julle kan nie aangaan in die aandes, maar hier is die ou wat moderne Christen rock and roll populêr gemaak het. Hulle het gekyk na populêre rock and roll musiek hier in die 60, 70 jare, en hulle wou gehad het, die kerk het begin irrelevant raak, en hulle het 'n manier gesoek om mense by die kerk uit te kry, so hulle het musiek gemaak, musiek ingebring, wat meer saamstem met die moderne era. En jy moet verstaan, is 'n groot probleem. So rock and roll is gebou op seks, drugs en rock and roll. Verstaan, is gebou op iets wat die totale teenoorgestelde is van wat die Bybel ons leer. So jy kan nie net gaan en Christen lirieke by iets soos rock and roll sit en nou sê prys die Here, hierdie kom van die Here af. Sê, verstaan julle die probleem met dit? Dit gaan so vir enigiets. Jy kan nie net een of ander bose storie vat en 'n paar Christen terminologie daarin sit en sê hierdie storie kom nou van die Here af nie. So wat ek daardeur vir jou probeer sê, en ons het al daaroor gepraat, is musiek soos die melodie self is nie amoreel nie. Amoreel in die sin van sonder moraliteit. 'n melodie bring 'n sekere emosie uit jou uit. Byvoorbeeld Swedish death metal gaan maak dat jy opgewerk raak en jy's nou, jy weet, aggressief en dit bring 'n sekere emosie in jou uit. As jy byvoorbeeld in 'n huisbak ry, dan gaan die huisbak sagte, stadige musiek het want hulle wil jou kalmer maak. As jy in sekere winkels is daar dalk 'n opgewerkte of sekere restaurante is daar 'n opgewerkte beat om
te kry dat jy vinniger eet en uitgaan en weggaan. Ander restaurante het weer stadige musiek, wil jy langer bly, dat jy al jou geld spandeer op hulle drank en dat hulle nog meer geld maak. My punt is net, musiek het 'n daadwerklike effek op jou emosie, die manier wat jy dink, en party kerke en party mense kapitaliseer hierop en doen dit om jou in die groter prentjie te mislei. Maar ek wil net gou begin deur hierdie vir julle te speel. Want dit is my so mooi en dit som op die hele punt wat ek probeer maak. Is ons is so vasgevang in soos die kwaliteit van musiek. Hoeveel mense, wees eerlik, van julle gaan na julle kerk toe omdat die band goed is? Of omdat daar 'n goeie band is wat speel? Of omdat jy weet, hier is 'n kerk wat die musiek speel waarvan ek hou? Of wie van julle gaan regtig na die kerk toe, want jy kan eerstens daar gaan dien en hulle is besig om die woord van God vir jou te leer. Maar die punt is, musiek is nie daar om jou net emosioneel aan te raak, op te wakker. Jy doen dit tot die eer van die Here. En ek wil vir julle hierdie deel speel. Kyk hoe mooi is die. En wat ek hierdeur vir julle wil wys is, ek weet van kerke wat mense wat in die band wil wees afkeer omdat hulle volgens hulle nie mooi genoeg sing of nie mooi genoeg hierdie ding doen nie. En ek wil net sê, ek dink dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. Ek dink as jy net die Here wil dien in jou gifts, in die manier wat jy hom kan prys, kan dit 'n groot impak maak op die kerk en op die koninkryk. Maar kyk gou hierso, want wat ek hier vir jou wil illustreer, ek dink hierdie ou het seker cerebral palsy, as jy gaan sien hoe hy praat en goeders, kan jy sien hy het 'n gestremdheid, maar hy gaan 'n liedjie sing en ek wil vir jou sê, want sy vermoë natuurlik in 'n wêreldse sin is baie laag. Hy het nie die vermoë om hierdie te doen nie. Maar sê vir my eerlik, wat 'n impak maak dit op jou om hierdie te sien, al is sy vermoë laag, want hy doen dit vir die Here. En dit is hoe ons musiek moet wees. Maar kyk net gou hoe mooi is hierdie. George, I can tie my own shoe. I can button my own shirt. What a day. Glorious day. That will be. There is coming a day. Will no hard age shall come. No more clouds in the sky. No more tears to dim the eye. All in peace forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Maar sien hoe mooi is dit? Sien jy hoe impak het op jou maak ten spyte van hierdie ou se vermoë. Ten spyte van hoe goed of hoe mooi hy kan sing, is jy weet hy doen dit vir die Here. En jy weet dit is 'n liedjie wat eer bring aan God, nie aan die mense. Dit probeer nie jou emosioneel opwakker, dit probeer nie jou kry om in 'n plek te kom wat jy net jou vlees voed nie. Jy luister dit met jou gees. Dis jou gees wat praat met hierdie. En selfs al hierdie oue gestremdheid, is dit ongelooflik. Want hy doen dit vir die Here. Maar met dit alles gesê, kom ons gaan hierso na my teerlys en ek gaan vir julle weer eens wys wie ek almal het en dan sal ek kortliks praat oor almal weer eens. Ek gaan vir julle wys wie ek almal het en weer eens hierdie is om jou te onderrig en te sê hierdie is musiek wat dalk goed is, gesond is vir jou en hierdie is musiek van waarvan jy moet wegbly. Soos altyd, S-teer is die wat ek heeltemal se recommend sal sê, hierdie is goeie wat jy moet luister, dis die beste van die beste, en F is wat ek sal wegbly, hierdie is van bose valskerke en mense moet dit geen sin sing nie. Alles van B af op is wat ek sal recommend. C is soos
kan either way gaan en dan D en F is wat ek nie sal recommend nie. Dis wat ek sal sê om weg te bly. Nou ek het 'n kombinasie van Afrikaans en Engels hier, ons gaan gou deur dit. Ek het Elevation Worship, so dis natuurlik Steven Furtick hulle. Hier is Onbeskaamd, lekker Afrikaanse band. Ek weet nie as hulle bestaan hulle nog. Ek weet nie of iemand vir my kan sê nie. Dit was nou meer toe ek tiener was, eerste jaar, tweede jaar op Varsity wat hulle ding was. Dan het ons Shane and Shane, Retief Burger, Bethel. Ons het hierso Brandon Lake, Piet Smith, What a Man, Casting Crowns, Phil Wickham, Hillsong, Juanita Du Plessis, Skillet, en hierdie is net dis net klop ons wat daar staan. Dit is jou eie kerk se band. So ek weet natuurlik nie wie jou eie kerk se band is, ek wil net vir jou daardeur 'n konsep aan die einde probeer leer. So kom ons begin by Elevation Worship. So Elevation Worship, Steven Furtick se band. Steven Furtick sê sulke goeie soos I am God Almighty. Hulle is 'n vals kerk, hulle is nie in lyn met wat God se woord sê nie. Steven Furtick het nooit daai goeders teruggetrek nie. Hulle glo in 'n little God's doctrine en hulle musiek is totaal en al gemaak om die mens te elevate. Dit gaan oor jou, dit gaan oor jou gevoel, dit gaan nie oor om die Here te eer nie. So ek sal heeltemal sê jy bly weg van dit af. Onbeskaamd is great. Nou kom ek sê vir julle, ek weet nie waar is hulle nou nie. Ek weet nie hoe lyk hulle teologiese goed nou nie. Ek kan vir julle net sê hoe ek waardeer dit wat hulle gedoen het, wat hulle gesing het in my vroeë jare. Soos ek vir julle sê, dit kan ook wees dat van hierdie ouens droog gemaak het of iets. Ek is nie bewus daarvan nie. Dit is natuurlik moeiliker om oor hierdie ouens research te doen in Suid-Afrika as met die oorseese ouens. Hulle is maar net baie meer populêr. So ek sal Onbeskaamd 'n A maak. Volgende het ons vir Shane and Shane. Nou Shane and Shane, kom ek sê vir julle so voor en met, wat was dit so 2-3 jaar terug, was hulle S all the way. Soos ek dink hulle het hulle sing hymns, hulle sing psalms, hulle sit soos 'n melodie daarby wat nie ek sal klassifiseer as rock and roll nie. So hulle was 'n S al die pad en toe gaan staan hulle en doen 'n konsert saam met Bethel. Nou ons sal nou by Bethel kom, maar die probleem van dit is, dit wys hulle het nie discernment nie. Dit wys hulle kan nie, hulle hou konserte om geld te maak hoofsaaklik. So die ding is, die oomblik as jy 'n stage join saam met iemand en jy wys nie uit die probleme van daai ouens as daar probleme is nie, dan is jy saam met hulle. So kom ek wys julle net, kom ons hou hulle net gou daar. Hierdie is ook een teks wat ek dink nie mense ernstig genoeg opneem nie. 2 Korintiërs 6. Ek gaan wat sê 2 Korintiërs 6 vers 14. Be not unequally yoked together with unbelievers. What fellowship have righteousness with unrighteousness? And what what communion have light with darkness? En dan sê hy in vers 17, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. So verstaan jy, ons kan nie hande vashou met enige vorm van valsheid nie, met enige vorm van boosheid nie, en Bethel weet ons is boos. Bethel is soos die moderne Hogwarts, as jy Harry Potter ken, dit is soos hulle doen hierdie white magic uit en uit, soos dit is nie 'n Christen kerkie, jy moet dit verstaan. Bethel is nie die goeders wat Bill Johnson en daai goeders vir mense leer. Jy moet bietjie gehoor hoe daai mense se testimonies vir as hulle gedoop word. Hulle verstaan nie die evangelie nie, hulle verstaan nie vir God nie en ons kan nie hande vashou met sulke ouens nie. So as Shane and Shane gegaan het en gesê het luister jy, dit wat Bethel leer is vals en dan saam met hulle of gesing het en dit uitgewys het, dan sit iets anders dan hulle het nie. Hulle het saam met hulle hande vasgehou asof hulle dieselfde ding glo. En dis 'n probleem. Dit sit hulle in D want hulle musiek is nie op die vlak van elevation, wat ek sal sê dit totaal en al afvallig is nie. Maar dis waar hulle sal gaan. Retief Burger is ook great. Come on, as hy musiek is. As jy nie hou van Retief Burger nie, dan is jy nie 'n koudbloedige Afrikaner Christen nie. So Retief Burger, ek sal hom verseker in die A-kategorie sit. Hy is basies so solid as wat jy kry. Ek ken nie al sy teologiese oortuigings nie. As ek dit dalk presies geweet het, ek hom in S gesit, maar ek sal hom verseker recommend en sy musiek dink ek is hoofsaaklik gefokus op God en nie net op die mensie. Bethel soos net gesê het, hulle is verseker 'n F, soos ek sê, hulle beoefen white magic, okkultiese gebruike. Hulle het byvoorbeeld ook op 'n stadium gesê daar kom engelvere uit die dak uit wat hulle net vere gevat het en by hulle aircons uitgeblaas het en sulke goed. Ek bedoel dis misleidend, dis nonsens, dis iets waarvan jy moet wegbly. Nou die probleem is jy kan nog steeds nie die mense se musiek sing nie. Wanneer jy dit sing dan ondersteun jy die kerk. Verstaan jy? So sê nou maar jy speel Bethel se musiek in jou kerk. Nou sit iemand daar, hulle sien jou kerk ondersteun en dan gaan hulle gaan soek oor van waar af kom hierdie liedjie. Ek het baie van hierdie liedjie gehou. Dan gesoek hulle en skry hulle Bethel kerk. Dan dink hulle, o, my kerk speel hierdie in hulle kerk, so daarom moet hulle dit tog ondersteun. So nou gaan ek gaan luister na wat Bill Johnson en hierdie goed sê. So sien julle die probleem. Jy kan nie
kerk, jy kan nie liedjies sing van 'n vals kerk, jy is besig om daai kerk te ondersteun. Brandon lyk dieselfde issues, hy is vriende met daai Jelly rol ou, sy vrou is soos 'n prostituut, sy lyk en trek aan soos 'n prostituut, ek dink sy is soos 'n in die pornografie-industrie of iets, en en hy is soos pelle met die ou, hy hou hande vas met die ou, hy traai nie bekeer nie, hy dink Jelly Roll is soos 'n wedergebore Christen, hy het ook gesê, ons moet nie holy, holy, holy sing nie, want as daar 'n nuwe ou in die kerk is, dan gaan dit hom afsit. Kyk nou 'n bietjie aan al sy video's, dit lyk soos moderne goeters, jy weet die aandag is op hom, hy moet sy hare mooi maak, hy moet sy verfynde stem gebruik, en ek weet nie, ek kan net nie sien dat Brandon lyk enigstens iets is wat ek sal ondersteun. Piet Smith, what a man, hy het onlangs hierso in Bloemfontein opgetree, en Piet Smith is great man, hy's 'n S, al die pad, luister al sy musiek, speel dit, sit dit kliphard, en dit was net, jy kan sien, hy's gepla met die evangelie, en ek sal hom verseker recommend, gaan luister sy goed. Casting Crowns, interessante een, ek dink baie mense gaan dink hierdie ouens is fine, hulle is goed, maar gaan byvoorbeeld in AI, en kom ek sê vir jou, as jy hierdie doen in AI, of as jy gaan uitvind op Google, dat hulle sing saam met Rooms-Katolieke, hulle join die stage saam met Rooms-Katolieke, hulle gaan na Rooms-Katolieke konferensies, wat ecumenical is, die hoogste wat jy dan kan gaan is 'n D, en dit is waar hulle is 'n D, want hulle hou hande vas saam met die Rooms-Katolieke kerk, hulle ondersteun dit, hulle praat nie teen dit nie, so, die hoogste wat jy dan kan gaan is 'n D, so enige band kan altyd gaan intik, does Casting Crowns, perform for Roman Catholics. En as hulle sê ja, dan bly jy weg. Ons het al hieroor gepraat, die Rooms-Katolieke kerk is 'n afvallige kerk. Hulle doen godin aanbidding met Maria. Hulle purgatory is 'n bose konsep. Die Pope om 'n paus te hê wat basies dieselfde as sola ecclesia, om te sê die kerk is op die vlak van die Bybel, alles van dit is verwyder van skrif, en ons kan nie fellowship met die Rooms-Katolieke kerk. Dis essensieel die grootste kult in die wêreld. Omdat hulle dit vermom as Christendom en Christen terminologie gebruik, maak dit nie 'n Christen kerkie, hulle gebruik paganistiese gebruike, vermom dit met Christen terminologie, en is 'n afvallige kerk. Phil Wickham, ongelukkig is ook baie ecumenical, hy hou hande vas met hierdie ouens, hy sal ook optree vir Roman Catholics, kom ons gaan kyk gou, ek het hom nou nie gekyk voor die tyd nie, kom ons kyk gou, searching the web, so hierso sê dit, lyk nie asof dit so duidelik is waar hy val nie, maar hierso sê dit, there are claims he was part of a multi-denominational music festival held in a Roman Catholic venue, Crystal Cathedral, after Catholic purchase. Soos ek het ook het, van my kennis van dit, is dat hy dit al gedoen het. Dat hy al opgetree het in Rooms-Katolieke plekke, en dit maak vir hom 'n D, Phil Wickham. So, weens, hulle probeer Christen musiek afwater, die boodskap van die gospel, om te pas by 'n moderne kultuur. Hillsong natuurlik, ken julle my gevoel, hulle is 'n soliede F, hulle het baie issues, Brian Houston se pa het kinders gemolesteer, hy was skuldig bevind daarvan, en hy net teruggegaan en weer gaan preek, daar was geen ordentlike kerkdissipline wat toegepas is daar nie. Baie van hulle liedjies, 'n ding soos Oceans, daai liedjie dink ek se lirieke selfs het 'n probleem, want as jy dit gaan vergelyk met Openbaring 17, dan sal jy sê dit praat daar van die mystery. Hy sê, for now I found you in the mystery, en dit is net vir my 'n duidelike ooreenstemming wat daar aangaan, so dit sing eintlik daar van die hoer van Babylon. Ook het ons al hieroor gepraat, dat hy sê, he didn't want heaven without us, so he brought heaven down. Ek kan nie sien hoe dit enigsins goeie teologie is nie, God soek nie die hemel sonder ons nie, asof God ons soos nodig het in 'n manier, ek dink dis absolute nonsens. Juanita Du Plessis, weens sy hoe baie sy die Christen musiek gebruik vir haar platform in plaas van om die Here se naam groot te maak, is ek onseker. Sy is eintlik essensieel 'n sekulêre sanger wat net nou en dan Christen musiek doen. Nou die groot ding is, ons weet nie van enige groot skandaal of iets wat sy in betrokke was wat goed is, maar ek kan haar nie recommend as 'n Christen sanger, want sy is eintlik meer 'n sekulêre sanger. Weens, jy kan nie sekulêr en Christen meng nie. Dit bly altyd tot ernstige probleme. So kom ons sit vir Tannie Janita in 'n C, want sy sing dan mooi, hè? Ons moet dit vergee. Ja. Ek dink sy, as ons daar in die hemel inloop, gaan sy aan die een kant staan en Rihanna Nel aan die ander kant, want hulle kan daar mooi sing. Dis net 'n joke. Okay, niks te doen met die teerlys nie. Dis net 'n joke. Maar kom nou, Rihanna Nel en sy kan baie mooi sing. Laat ons verskiel dit. Nou wat ek vir julle in die begin van hierdie ding gesê het, soos
Jy kan nie Christen, hulle is 'n metal band. Jy weet, hulle is 'n Christen metal band en dis 'n oxymoron. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan nie, hulle gaan en dan gaan tree hulle op, dan sit soos nou speel Slipknot. Nou speel jy weet Marilyn Manson. Nou tree al hierdie bose wêreldse mense op en tussenin gooi ons vir Skillet. En wat julle moet verstaan is dit is nie wat die Bybel ons roep na nie. Jesus het dalk tussen die sondaars gaan wandel, maar hy het hulle sonde uitgewys. Hy het nie deelgeneem in hulle praktyke nie. Jy weet, hy het nie gedoen wat die sondaars gedoen het nie. Hy het net saam met hulle gewandel om hulle na die Here te bring en dis nie wat hulle doen nie. Hulle soos daar neem deel in die konserte, kol nie al daai sonde uit met elke geleentheid wat hulle het nie. Hulle moet eintlik daar sê, hoor hierdie hele festival wat ons hier hou is boos. En hulle doen nie dit. So weens al hou ek dalk my vlees van hulle musiek, kan ek hulle nie recommend nie want dit is Christen rock and roll. Jy kan nie deelneem aan nie. En hierso kom ons by jou plaaslike kerk se band. Nou natuurlik ken ek nie jou kerkie, ek ken nie jou kerk se doktrine nie, maar kom ek sê vir julle, die heel beste musiek waarna jy kan luister as jy 'n goeie, soliede kerk is met goeie teologie, is die musiek wat hulle maak. Dis esteer. Dis die ideaal dat jou kerk saam met wie jy pad stap, wie jy persoonlik ken, skryf die musiek, maak die melodie en doen dit tot eer van die Here. Dis die veiligste, beste plek om te wees. Want meeste van hierdie ander ouens, jy weet, maak ons nou maar aannames. Soos ek ken nie Piet Smith se presiese journey nie. Ek gaan nou maar net wat ek sien. Ek ken nie Retief Burger se presiese journey nie, maar die ouens in jou kerk, wie jy nou al getoets het, jy weet wat hulle karakter, die musiek wat hulle maak, kan eer bring aan die Here. Maar vriende, hierdie konsep word die fondasie van die ding is, het jy 'n vrees vir God. Jy kyk dalk na die en sê, "Jesus, ek vat dit te ernstig op en wat's fout met Hillsong sing?" Dink jy regtig God dink dis aanvaarbaar as jy goed sing van 'n valse kerk? As jy goed sing van 'n afvallige kerk? As jy goed sing van 'n kerk wat absoluut nie 'n verhouding met die Here het nie, wat mense mislei, wat hulle geld vat om hierdie groot platforms te bou? Verstaan, jy moet die vrees vir God hê. Die Bybel praat van die wrath of God. Daar's 'n toren van God wat op hierdie aarde gaan uitgestort word. As jy gaan kyk na Jesaja 53 en sê it please God to crush him, met wie hy praat, want wat hy verwys na Christus. Verstaan jy, so daar's 'n deel van God waar hy sy oordeel gaan bring. Jy weet wat hy sy judgment op die wêreld gaan uitstort. So ons kan nie hande vashou met die goed wat God haat nie. Ons kan nie hande vashou met kerke wat sekere goed ondersteun en sekere goeders doen wat absoluut afvallig is en teen die wil van God nie. Jy sal moet 'n passie kry om teen die goeders te gaan wat God haat. Verstaan jy wat ek sê? So jy kan nie hier bly in 'n plek wat jy die mense ondersteun wat goed ondersteun wat God totaal en al teen dit is nie. Maak dit sin? Dit maak vir my sin. So, weens hierdie was net om jou te help, maar hierdie is 'n groot probleem, hierdie is goeie wat ons moet uitwys, en ons hoop mense kom by die Here uit. Ons hoop mense kan musiek luister wat eer aan God bring, en nie aan onsself nie. Maar vriende, as my Bybel jou ontstel het jy 'n probleem met die Bybel. Jy het nie 'n probleem met my nie. Maar weens, hierdie is om jou 'n riglyn te gee, sodat jy mense na die Here toe kan bring, en ons sê julle sien in die volgende een.